Ons staan nou hierso voor die Veros Hotel in Acacia Noord van Pretoria. Hierdie is 'n hotel wat die afgelope 2 dae in die nuus is, omdat dit uitgekom het dat die polisie se misdaadintelligensieeenheid hierdie klein boutique hotel gekoop het, hierso in Acacia vir nagenoeg 23 miljoen rand. Ek wil baie geluk sê aan die Willem Petzer groep se span, wat hierdie hotel vir ons opgespoor het, want nog geen ander nuuswebwerf kon vir ons sê waar presies hierdie hotel is nie. Ons span is vandag hierso om 'n bietjie ondersoek in te stel in wat aangaan by hierdie hotel. Interessant genoeg lyk dit asof daar absoluut niks aangaan by die hotel nie. Niks werk hierso nie, dit lyk nie of hier enige mense hierso is nie. As ons so 'n bietjie kyk na die syweg hierso langs die hotel, en ons neem in ag die feit dat die hotel gekoop is in Oktober 2024, wat ons almal weet net omtrent 3 maande gelede is, kan ons al reeds sien dat dit lyk nie goed nie. Dit lyk of dit al reeds agteruit gegaan het, getrou aan staatsdepartemente en enige iets wat deur staatsdepartemente bestuur word. So, ons skakel terug na die ateljee toe om vir u die volle storie van hierdie hotel en presies wat daar gebeur het en die partye wat al reeds hierso aksie geneem het en watter aksies hulle geneem het aan u te verduidelik en presies wat aan die gang is. So, terug na die ateljee. Goeiemôre liewe vriende, Willem Petzer wat praat en dit is nou die 15de Januarie net na 7 die oggend. Nadat die exposé gister uitgekom het van die 5-ster boutique hotel wat deur die polisie se misdaadintelligensie afdeling gekoop is vir 23 miljoen rand en opposisiepartye hulle stemme hieroor begin dik maak het die Willem Petzer groep se span ondersoek ingestel oor al die feite rakende hierdie gebeure. Nadat ons die spesifieke hotel opgespoor het, kon ons met verskeie huiseienaars en bure van die hotel praat, wat vir ons baie meer spesifieke konteks gegee het oor waarom hierdie koop juis nog meer skandalerig en verdag is as voorheen gedink. Ons het ook navorsing oor die binnewerking van misdaadintelligensie gedoen en kan nou vir u verduidelik hoe presies dit moontlik was vir die polisie om so 'n reuse groot verdagte transaksie aan te gaan met 'n sogenaamde geheime fonds. Ek gaan al hierdie feite met u deel in hierdie video. Ek wil u elkeen ook uitnooi om waar u ook al hierdie video te kyk, ons te volg of te subscribe. Ons maak elke weeksoggend om 7 uur so 'n uitsending op meeste sosiale media blaaie. U kan gerus ook op ons WhatsApp groepe klim om al die jongste nuus oor die werk waarmee ons besig is te ontvang, deur net u naam en van te WhatsApp na 064 545 9047. Dit is 064 545 9047. Hierdie is nie 'n groep wat oop is vir openbare bespreking nie, so ons gaan u nie oorweldig nie. Slegs ons werk word daar gedeel. Voordat ons by al die bykomende feite oor hierdie geval gaan ek vir u almal net baie kortliks op hoogte bring oor die feite wat reeds tot ons beskikking is uit die oorspronklike exposé op News24. Die polisie se misdaadintelligensie afdeling het 22,7 miljoen rand spandeer om 'n luukse 5-ster hotel te koop wat die Willem Petzer groep kon vasstel die Veros Hotel in Acacia is. Dit is gekoop deur die sogenaamde geheime fonds van misdaadintelligensie afdeling. Later in die video sal ons in detail ingaan oor wat hierdie geheime fonds is en hoe dit werk. Dit het gebeur ten spyte van die feit dat die polisie nie eers geld het om hulle vangwaans op die pad te hou nie. Veral in Acacia self kla die mense dat polisiestasies basies niks beteken nie, want die meerderheid van hul voertuie is nie eers in werkende toestand nie. Verder kla misdaadintelligensieoffisiere dat die kostebesparingsmaatreëls binne hulle eie eenheid nou al so erg is, dat hulle nie eers meer hul eie werk kan doen nie. Meer detail hieroor later in die video. Dit is ook genoem dat hierdie aankoop van hierdie eiendom die eerste een van enige eiendom is waarvan meeste offisiere binne die eenheid bewus is in die afgelope 3 dekades. En offisiere kan nie insien hoe dit enigsins met hul werksaamhede op enige vlak gaan bydra lewer nie. Nou kom ons by die bykomende inligting. Ons kon uitvind by inwoners van die gebied van die hotel dat die 'n geweldige luukse hotel was, wat baie jare gelede nog suksesvol besigheid gedoen het
en meerendeels gebruik is vir die verblyf vir reisende direkteure of ander hooggeplaaste uitvoerende beamptes van maatskappye wat fabrieke in die Roslyn Acacia area het. BMW sou byvoorbeeld hierdie ingenieurs wat uit Duitsland kom inspeksie doen het by hul fabrieke in Roslyn in daardie hotel huisves. In die afgelope dekade het 'n groot hoeveelheid van die multinasjonale maatskappye egter hulle fabrieke in daardie area of afgeskaal of heeltemal toegemaak en besoeke van sulke ingenieurs of beamptes wat na hierdie fabrieke toegestuur is, het drasties afgeneem. Dit het daartoe gelei dat hierdie hotel se winsgewendheid ernstig afgeneem het en die hotel het begin sukkel om in besigheid te bly. Oor die afgelope 5 jaar het die hotel na bewering 'n paar keer van eienaarskap verander en elke nuwe eienaar het gesukkel om kop bo water te hou. Verder blyk dit vir nabygeleë bure van die hotel dat daar baie verdagte aktiwiteite by hierdie hotel aan die gang was nog voor die koop deur is en dat dit nie die normale besigheidsaktiwiteit wat van 'n hotel verwag sou word volg nie. Dit laat groot vrae oor by wie misdaadintelligensie hierdie hotel spesifiek gekoop het en waarom. 'n verdere kommerwekkende punt wat ook deur 'n eiendomsagent aan ons bevestig is dat die beweerde prys waarvoor hierdie hotel gekoop is van bykans 23 miljoen rand ver bo markwaarde blyk te wees vir hierdie sukkelende besigheid. Een van die direkte bure van die hotel het ook aan ons bevestig dat hulle huis al vir meer as 'n jaar lank in die mark is en 'n eiendomsagent noem dat huise in daardie area so goedkoop verkoop dat dit minder as die helfte van die prys voor verkoop as wat die huis sou kos om nuut te bou. U sien, die buurt waarin hierdie hotel gebou is 'n eens baie gegoede buurt met reuse groot huise wat ons self aanskou het toe ons daar gaan ondersoek instel het, wat ongelukkig net in Acacia is. En Acacia het eenvoudig nie meer werksgeleenthede vir mense wat genoeg inkomste het om sulke huise te kan bekostig nie. 'n Rit deur hierdie buurt het vir ons gewys dat selfs baie van hierdie reuse groot huise reeds vervalle is. Dit skep geweldig baie vrae oor waarom die polisie, wat ons almal weet nie eers geld het om hulle lede ten volle toe te rus met die nodige nie, hierdie skynbaar onnosele besigheidstransaksie sou aangaan in die eerste plek. Dit bring ons by die vraag, wat is hierdie geheime fonds en hoe kon die polisie dit regkry om hierdie reuse transaksie in die geheim aan te gaan? Om daardie vraag te verstaan, moet ons eers verstaan hoe misdaadintelligensie opereer. Misdaadintelligensie is, soos die naam aandui, die afdeling in die polisie wat intelligensie insamel oor beplande misdade voordat hierdie misdade plaasvind, as ook die werksaamhede van kriminele organisasies dophou. Die manier hoe hierdie werk gedoen word is dat intelligensieoffisiere binne klandestiene netwerke, binne spesifieke gemeenskappe, kontakte opbou van sogenaamde beriggewers. Hierdie beriggewers word betaal vir inligting. Die grootte van die betaling hang af van die waarde van die inligting wat die beriggewer aan die polisie gee. Hierdie bedrag kan baie groot wees. Daar is al byvoorbeeld betalings gemaak van oor die R500.000 aan sekere beriggewers wat inligting gegee het wat gelei het tot die arrestasie van transito-rowers wat as gevolg van hierdie inligting op heterdaad betrap en gekeer is. Ander beriggewers wat geen waardevolle inligting gee nie, word bykans niks betaal nie. Hierdie geld kan egter nie direk van die polisie afbetaal word nie, omdat dit vir misdadigers sou uitwys presies wie die beriggewers is, en meeste van hierdie beriggewers se lewens is in risiko, omdat misdadige organisasies hulle se muur sal doodmaak as hulle uitgevind word. Om hierdie probleem te ontseil, het misdaadintelligensie 'n geheime fonds wat bestaan uit 'n netwerk van frontorganisasies en frontmaatskappye waaruit geld onttrek kan word en in kontant aan beriggewers oorhandig kan word. Hierdie klandestiene wyse waarop die fondse in misdaadintelligensie bedryf word, maak dit egter geweldig maklik vir kriminele binne die polisie wat toegang tot hierdie fondse het om dit te plunder. U sien, hierdie fondse is alreeds so weggesteek dat niemand moet kan sien waarheen die geld vloei nie, juis om beriggewers te beskerm, maar dieselfde prosesse beskerm ewe goed kriminele elemente binne die polisie
wat wil geld plunder. Dit maak grootskaalse korrupsie nie net moontlik nie, maar ook baie maklik. Dit is waarom dit van kardinale belang is om slegs mense met integriteit bo verdenking aan te stel oor fondse soos misdaadintelligensie se geheime fonds. Ongelukkig is hierdie die nuwe Suid-Afrika, waar elke staatsdepartement kompeteer om te kyk wie kan die mees onbevoegde of die mees korrupste wees. Ons hou die geval wat ons hier bespreek het fyn dop en ons hou u op hoogte. Sluit gerus aan by die WhatsApp groepe om al die jongste nuus oor die werk waarmee ons besig is te ontvang deur net u naam en van te WhatsApp na 064 545 9047. Dit is 064 545 9047. Die groepe gaan u nie spam met onbelangrike inligting nie. Dankie dat u gekyk het. Totsiens en God seën u elkeen.